Hallo julle en baie welkom by vandag se les oor numeriese patrone. So in hierdie afdeling gaan ons kyk as hulle vir jou so 'n patroon gee soos hierbo. Dan gaan ons eerstens kyk hoe om die reël vir die patroon te bepaal en ons gaan ook kyk hoe om terme verder te bepaal, so om byvoorbeeld die waarde van term nommer 100 te bepaal, waar dit te moeilik is om elke keer net aan te tel. En ons gaan ook kyk as hulle vir jou 'n spesifieke waarde gee, wat se term verteenwoordig daardie waarde. So die heel belangrikste is, ons gaan eers gou kyk hoe om die reël te bepaal. So kom ons gee net gou name vir hierdie terme wat ons hierso bo het. So ons sal sê hierdie is die eerste term, hierdie is term 2, hierdie is term 3 en hierdie is term 4. Nou die algemene reël wat jy gaan doen is, jy moet heel eers kyk, as ek beweeg van een term na die volgende ene, of daar 'n konstante verskil is, want daar is 'n spesifieke formule wat ek kan gebruik om die reël te bepaal as daar 'n konstante verskil is. So ek weet die verskil van 5 na minus 2 toe is minus 3, so ek moet 3 aftrek by 5 om dan 2 te kry. En dan moet ek kyk, wat moet ek aftrek by 2 om minus 1 te kry? Dis ook minus 3. En wat moet ek aftrek by minus 1 om minus 4 te kry? Dis ook minus 3. So hierso is elke keer 'n konstante verskil van 3. Nou weet ek kan hierdie volgende vergelyking gebruik. En dit is Tn is gelyk aan An plus B. Die A in hierdie geval staan vir my konstante verskil tussen my terme. So in hierdie geval is die konstante verskil tussen my terme elke keer minus 3. En staan vir my term, die spesifieke term waarmee ek te doen het. En B is nog 'n waarde wat ons gaan bepaal. Dit sê vir my die waarde van term 0. So die term voor term 1. So ek weet as ons elke keer hierso 3 terugtel, dan weet ek as ek daai term wil hê, as ek term 0 wil hê, dan moet ek net 3 bytel by die 5. Want as ek die waarde wat ek het vir term 0, as ek 3 daarvan aftrek, moet ek op die einde 5 kry. So dit sê dan vir my dat my term 0 is 8. So ek weet daai ouetjie se waarde is 8. Nou sit jy hom net in jou vergelyking in. So my reël vir hierdie patroon is minus 3n plus 8. So wat dit beteken is, as ek 'n term wil hê, elke term moet ek maal met minus 3 en dan moet ek 8 bytel. So nou kan hulle byvoorbeeld vir jou vra, bepaal die waarde van term 100. En dit gaan way te moeilik wees om elke keer aan te tel totdat jy nou by term 100 kom. So wat ek gaan doen is, in n se plek gaan sit ek dan die waarde 100. Want n staan vir my term. So as ek die term 100, die waarde van term 100 wil hê, dan sit ek 100 in n se plek en dan werk ek net daai sommetjie uit. So minus 3 maal 100 is minus 300 en minus 300 plus 8 is minus 292. So dit is dan nou sy waarde. Kom ons sê nou, hulle sê een van die terme se waarde is minus 22. En jy moet bepaal watter term dit is. So nou begin jy weer met jou vergelyking. Maar daai minus 22 gaan sit jy nie in n se plekkie, want n is die ouetjie wat ons wil uitwerk. Ons wil weet wat se term is minus 22. Daai minus 22 gaan sit jy hier in t n se plek, want dit is die waarde van daardie term. So ek gaan sit hom daarin
En nou moet ek my vergelyking oplos. So as ek wil ontsla raak van die minus 8 aan die kant, moet ek aan die ander kant 8 gaan aftrek, want die teenoorgestelde bewerking van 'n plus is 'n minus. So dis dan minus 22, minus 8 is dan minus 30. En onthou ons weet dat minus 3n is dieselfde as om te sê, minus 3 maal n. So as ek vir n alleen wil hê, dan moet ek ontsla raak van die maal minus 3 bewerking. So, ek moet die ander kant, aan die ander kant dan gaan deel met minus 3, want die teenoorgestelde bewerking van maal is deel. So dis dan minus 30 gedeel deur minus 3, en 'n minus gedeel deur 'n minus is 'n plus, en 30 gedeel deur 3 is 10. So, dis term 10, wat 'n waarde het van minus 22. En onthou hierdie manier van die som doen, kan jy by enige patroon doen, waar daar 'n konstante verskil tussen jou terme is. So of hulle dit nou vir jou in 'n tabelvormpie gee, of met 'n spinnekop diagram, dit maak glad nie saak nie. So ons het nou gekyk hoe om die somme te benader as daar 'n konstante verskil tussen jou terme is. Maar as jy na hierdie som kyk, sal jy sien dat in hierdie patroon is daar nie 'n konstante verskil tussen my terme nie. Want die verskil tussen hierdie twee is ek moet 3 bytel. Die verskil tussen hierdie twee is ek moet 5 bytel. En die verskil tussen hierdie twee is ek moet 7 bytel. So wanneer ook al jy so som het waar daar nie 'n konstante verskil is nie, dan is daar nie op die stadium waar julle is met die werk, algemene formule wat ons kan gebruik om die patroon te bepaal nie. Julle sal wel in graad 10 en 11 kyk na formules vir hierdie tipe patrone, maar ongelukkig op hierdie stadium moet julle maar self probeer uitfigure wat gebeur. Maar gewoonlik, as daar nie 'n konstante verskil is nie, maar daar is 'n konstante tweede verskil. So met ander woorde, as ek nou weer kyk na die verskil tussen daai en daar so 'n konstante verskil, dan het jy ons gewoonlik te doen met magte. So jy gaan gewoonlik jou term kwadreer, een of ander waarde kwadreer en dan 'n getal bytel of aftrek. Maar jy gaan dit maar redelik self moet probeer uitfigure. So ek weet hierdie is my eerste term, kom ek benoem hulle maar net. So gewoonlik het ons te doen met magte, so wat ons nou kan doen is ek kan sê, vir my eerste term, wat is 1 tot die mag 2. So ek vat daai term en ek kwadreer hom. En 1 tot die mag 2 is 1. Nou kan ek weer kyk in my tweede term. Wat is hy tot die mag 2? 2 tot die mag 2 is 4. Nou weer vir jou derde term. 3 tot die mag 3. 8 tot die mag 2. 3 maal 3 is 9. En term 4. Jy 4 tot die mag 2 gee vir my 16. So nou kan jy kyk, is daar nie 'n getal wat ek by hierdie waardes kan bytel of aftrek om dan vir my weer daai patroon te gee nie. So ek weet as die getal wat ek gaan moet bytel by my eerste term, nadat ek hom gekwadreer het om die 6 te kry, is 5. Want die 1 plus die 5 geef my is 6, wat dieselfde is as my eerste term. Nou kyk ek, wat kan ek by die tweede term tel om dan nou 9 te kry? En dis weer 5, want 4 plus 5 geef my 9. Weer by die derde term, 9 plus wat geef my 14? Dis 9 plus 5. En dan weer by die vierde term, het ons 16 en ek moet 21 hê, so ek moet weer 5 bytel. So sien julle dat by elkeen van my terme, as ek heel eerste die term gekwadreer het,
en dan 5 bygetel het, dan het ek op die einde by my antwoord uitgekom. So dit beteken, dit is dan nou in hierdie geval die algemene reël. So as hulle vir jou vra wat is die reël, dan sê jy net, dis Tn is gelyk aan n tot die mag 2, want ek het die term gekwadreer, en toe 5 bygetel. As jy dit in woorde moet sê, dan sê jy, ek het elke keer die term gekwadreer, en dan nou 5 bygetel. So daar is ongelukkig op hierdie stadium 'n paar van hierdie patrone wat jy self gaan moet uitfigure, maar hierdie is maar net vir julle 'n klou vir hoe om dit makliker uit te werk en uit te figure. So maak net seker by hierdie werk dat jy altyd net toets, maak seker dat die reël wat jy gekry het op die einde van jou antwoord, dat hy reg is. So gaan stel weer jou waardes in en maak seker dat jy nie ergens 'n berekeningsfoutjie of so gemaak het nie.